Baie welkom weer vandag by jou lewendige dagstukkie. Ons is by dag 306 en die tema is buig is beter. Jesegiel 11 vers 19. Ek sal hulle 'n ander hart gee en 'n nuwe gees onder hulle laat posvat. Ek sal die kliphart uit hulle liggaam verwyder en hulle 'n hart van vleis gee. 'n Sagte hart maak 'n harde wêreld leefbaar. 'n Harde hart bou mure. Buig is beter. Die ander dag het ek Melkbosstrand toe gery. Dis so 'n lekker stukkie pad, want jy kry 'n mengelmoes van die see se soutreuk, oop vlaktes en toeskielik 'n lang lading bloekombome wat jou begroet. Al die bome het oorgeleun in dieselfde rigting. Nie omdat hulle skeef geplant was nie, maar omdat die suidoostewind oor jare en jare meeste van die tyd vanuit een rigting gewaai het. Soos wat hulle groter geword het, het hulle al hoe meer begin groei in die rigting waarheen die suidooster gewaai het. Net 'n entjie verder was daar 'n klipmuur. Hy het penorent gestaan en niks kon hom maak oorleun nie. Hy het daar gestaan, stewig, sterk en regop. Geen beweging nie, geen buiging nie, net klip op klip. En weet jy, dis toe asof die Here saggies vir my sê, dis die verskil tussen 'n hart van klip en 'n hart van vlees. 'n Klipmuur kan nie buig nie. Hy kan nie luister nie, hy kan nie aanpas nie, hy staan net. Nou in meeste situasies klink dit dalk goed, sterk en stewig, maar in ons geloofslewe werk dit nie so nie. God wil nie hê ons harte moet onwrikbaar en koud wees nie. Hy wil hê ons moet buigbaar en ontvanklik wees, soos die bome wat geleer het om aan te pas by die windrigting. Jesegiel skryf hoe God beloof om ons klipharte uit te haal en dit te vervang met 'n hart van vlees. Dis 'n beeld wat my altyd tref. 'n Hart van klip is hard, dit hou vas aan sy eie maniere, dit sê, ek weet beter, ek verander nie. 'n Hart van vlees is sag, lewendig, oop en ontvanklik vir die aanraking en werking van die Heilige Gees. Die wonderlike is, die Hebreëse woord vir gees is ruach, wat letterlik wind of asem beteken. Met ander woorde, die krag van die wind wat die bloekombome laat oorleun het, wil ook ons harte al hoe meer laat oorleun om soos Jesus te word. Maar let nou mooi op, om 'n hart van vlees te hê beteken jy moet bereid wees om te leer, en dis nie altyd maklik nie. Ons is grootgemaak om sterk te wees en vas te staan. Ons hou van ons eie idees, ons eie planne, ons eie sterk, ek weet beter muur. Ek meen, wie van ons hou daarvan om reggehelp te word? Dis baie makliker om net soos daai klipmuur te staan en te sê, ek gaan nêrens nie. Maar dan mis ons uit op die avontuur van groei. God se gees is soos die wind. Jy kan hom nie sien nie, maar jy sien sy effek. Net soos die Gees se werking, sien jy hoe die suidoosterse krag en aanhoudende waai uit een rigting die bome laat buig het. Wanneer die Gees jou aanraak, gebeur daar iets. Jy begin ook buig en begin al hoe meer in die rigting beweeg waarheen die Gees jou wil waai. Jy ontwikkel 'n sagte, ontvanklike en plooibare hart. 'n Hart van vlees hoor wat 'n hart van klip nooit sal verstaan nie. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons moeilik om te verander? Wat kan ons doen om die Gees toe te laat om ons harte van klip te verander? Hoe gaan jy vandag begin om die leiding van die Gees te volg? Here, ek erken dat daar nog klipstukkies in my hart is. Haal dit asseblief uit en gee vir my hart van vlees, sag, oop en vol van u Gees. Leer my Heilige Gees om te buig in die krag van u wind en om soos Jesus te leef. Amen. Mag jy ook vandag die krag van die Gees se wind ervaar in jou lewe en laat hom dan toe om jou te buig sodat ek en jy al hoe meer kan word soos Jesus. Hê 'n wonderlike dag, liefde groete, Charles Botha.
Om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig per WhatsApp te ontvang, kan jy net jou naam en nommer na die nommer stuur wat hier vir jou aangedui is. Stuur dit asseblief per WhatsApp. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Liefde, vrede en hê 'n wonderlike dag. Shalom.